Giep, waar is die Liebenberg, Erik? Ik bel van jou ouders plaats af. Ons het moeilijkheid opgeteld, Giep. Ik wil je maar dadelijk wel komen. Ja, minus dood. Kom. Waar maak je nou? Of je inspuiting krijgt. Die inspuiting nodig, maar ik moet hier niks. Is dat niet spannend? Arnold, ik zei ook, is niet oude vrouw, nee, ik moet hier niks. Zoiets is een groter skok voor mensen wat je denkt. Maar niet slapen. Zij slaap je, man. Het vindt helpt om alles beter te hanteren. Maar jy sê jy moet die inspuiting nodig het. Kyk op BW. Zo ja, lê nou 'n bietjie. Ik kan niet lê nie, man. Waar is die ander? Jy moet lê. 5 minute of so is jy weer reg. Jy gaan duiselig wees as jy te gou opstaan. Ja. Waar is jy al gebel? Ek dink so. Je moet allemaal bij elkaar hou. Niemand mag weg. Nie jou bekommer nie. Ons sal alles omsien. Jan, slaap jy? Kan je je voorstellen wat die koerant hiervan gaan maken? Een rijkszakenman zijn vrouw vermoord. Je bedoelt bankrotzaken, man. Sy het in elk geval oor genoeg geld. Maar het sal nou juist 'n naweek wees soos die. Gedans en gedrink. En kyk wie's almal daar. Dorps prokureur, die apteker, die dokter, bekende beeldhouer. Je moet niet verlollen vergeet, nie? Beruchte zakenvrouw. Mense, julle wil nie so ligsinnig wees nie. Niemand is ligsinnig nie, Josef. Ons naam gaan modder wees in die dorp, dis al wat ek probeer sê. Hij is op zijn zenuwees. Ek dink wat ons almal nodig het is sterk swart koffie. Ons moet seker ook maar jou woorde tel hier. Hij is niet van niets zo op zijn zenuwees. Mure uit ore. Waar is al die mensen? Gebel. Hey, kom, waar is Arnold? Hij is bij meneer Adler. En die ander? In die tuin. Willem krijgt ons allemaal bij elkaar, alsjeblieft. Ek gaan gou koffie maak, weer koffie. Vraag vir Lucas om je te helpen en dan kom je daar terug. Luister, hier gaan ons nie so spul verdagtes behandel nie. Ons is tot vanmôre nog allemaal goeie vriende en ek sien nie hoekom dinge nou moet verander nie. Ons is allemaal onder verdenking en je weet het. Denk je rarig zo? Dat komt niet. Is een moord gepleegd. Nee, maar ik ga zeggen dat is een moord. En wat denk jij is het? Hartverlamming. Dit kon een ongeluk geweest zijn. Ons blij allemaal hier tot die politie komt. Ik wil nog gaan kijken of Arnold klaar is met Jan en dan kom je dadelijk terug. Jan, slaap je?
Jy het vir Arnold gesien. Daar is by Jan. Lolo sê hy is nie daar nie. Het gery. Wanneer? Nou, net voor ek kom koffie maak het. Ek probeer dit oor 'n motor. Kom saam met my. Maar die koffie is amper reg. Kom. Waar is Arnold? Hy het glo gery. Hy het my niks gesien. Seker iets op die dorp gaan haal. Ek dink ons moet almal hier bly. Hy sal terugkom. Maar hy kan gaan rondrits, maar Wees daar nou, Josef. Beste ding wat ons nou kan doen is om kalm te bly. Ons gesê nie net almal hier rond sit nie gaan ons. As 'n ding of twee wat ek graag wil sê voor die polisie kom. Ek dink ons ken mekaar lank genoeg om te weet dis nie een van ons nie. So ons kan maar ontspan. Al wat die polisie van ons gaan verwag, is om saam te werk. Hulle gaan leidrade nodig hê en ons sal hulle moet help. Maar ten spyte van alles, is daar nog iets wat julle moet weet. Al gebeur wat ook al, hierdie hele affære gaan vir ons 'n spul slegte publisiteit gee. Hulle gaan in ons hangkaste rondkrap op soek na geraamtes. En nie net die polisie nie. Die koerante ook. En die Vader behoede ons. Want nie een van ons is lus vir 'n Sondagkoerant se agterblad. Niemand van ons kan dit bekostig nie. Al wat ons eintlik kan doen, is om staat te maak op ons vriende. Ons vyande sal sorg vir die res. Dag, jy gaan ons moet praat. Al wat ek eintlik wil sê is, speel op kaarte met die polisie in. Pas op wat jy vir die koerante sê. Ek dink ons moet saam klaar besluit niemand praat met die koerante nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Ek kan nie sien hoekom met ons in hierdie gemors betrek word nie. Ek het hier na toe gekom om 'n koeie te kom skiet. Dis al. Wel, volgende keer moet jy maar net jou vriende beter kies, dis al. Basie sê selfs nie een van ons nie. So hoekom met ons die gemors betrek word? Ek het 'n naam om aan te dink. Ons het almal 'n naam om aan te dink as jy nie omgee nie. Ek dink jy gaan hierdie ding vir Arnold se praktyk beteken. Nou hol hy weg. Hoorie, dit gaan ons nêrens bring nie. Of ons staan by mekaar op. Ons, nou is dit alles ons. Ek sê jou, ek het niks met hierdie gemors uit te waai nie. Ek ook nie. En Jan ook nie en Willem ook nie. Hoe weet jy? Môre. Môre. Ja. Pragtig al die verkeerde mense. Waar's Jan? Hy slaap nog. Ek dink dokter Delaray het hom 'n inspuiting gegee. Dis dokter hier. Hy's net gedorp, hy sal seker nou terug wees. Ja, mense, ek is jammer ons het by almal verklaringe moet neem. Sergeant, jy kan maar begin. Ja. Dan kan meneer Liebenberg met die lijk gaan wys. Sergeant Strydom. O, jammer. Ek het nie voorgestel nie. Sergeant Strydom was nuwe man by die stasie. Hy was tot onlangs nog by moord en roof op Brixton. En net voorstel, meneer Josef die Jager, beeldhouer, die man wat die steenbokkie by die Spuitfontein voor die nuwe supermark gemaak het. En mevrou Nino die Jager, sy vrou. Mevrou Delaray, die dokter se vrou. Mevrou Annie Liebenberg, meneer Liebenberg se vrou. Meneer Willem Lotter, plaasbestuurder. En ja, Daan Snyman, apteker op die dorp. Aangenaam. En, ekskuus tog, Lolo de Beer. mevrou Lolo de Beer.
Van Johannesburg as ek reg het. Ou vriendin van die gesin. Hoe laat het dit gebeur? Ek weet nie, waarskynlik gistermiddag laat. Tussen 4 en 5. Was sy alleen met die laap? Ja, Nou, hoekom? sy het blykbaar vir ons gaan koffie maak. Wie is ons? Ons manne. Ons het gistermiddag 'n bok gaan soek. Hy is met die Land Rover tot by die jagkamp en loop toe verder. Eintlik het Daan hom gekwes. Toe hardloop ons agter hom aan, maar toe kon ons nie kry nie. So, julle was nie die hele tyd by mekaar nie. Nee, ek en Daan het saam geloop en Dr. Delarey was saam met meneer Adler. Jy sê Dr. Delarey was saam met meneer Adler. Ja, en Basie Liebenberg was by Josef die Jager. Julle het nie enige ander skote gehoor nie. Ja, daar was heel wat anders goed. Nou, die Daan. Is hy die apteker? Ja, Daan Snyman. Nou was jy en Daan die hele tyd by mekaar. Wel, toe Daan die kudu kwes, toe hardloop ons agter hom aan. Toe verloor ons mekaar so rukkie. Wel, ons kon nie die bok kry nie en toe kom ons weer uiteindelik by mekaar uit. So jy was 'n ruk lank alleen. Ons was almal 'n ruk lank alleen. Maar ek dink jy sê julle 2-2 geloop. Wel, Dr. Delarey en meneer Adler was 'n rukkie lank uit mekaar. Hulle het nie saam by die kamp aangekom nie. En Basie Liebenberg was vroeg al terug huis toe met 'n popsie. Toe's Josef op alleen. Ja, ons het voor die tyd afgespreek om mekaar 6 uur weer by die kamp te kry. Wie was dit nou almal? Ek, Jan, Willem, Arnold, Daan en Josef. Ek het die hele dag hoofpyn gehad en so teen 4 uur se kant het dit nog nie reg gesien nie. Teruggekom huis toe. Te voet. Ja, Is jy by die kamp langs? nee, ek het kortpad gevat. Aha. Ek by die huis aankom, dus Jan klaar weg, jagkamp toe om by die ander koffie te maak. Ek het nog altyd gesê sy gaan teespe dokter. Sulke vroumense wat so heel dag agter mans aanloop. Die ergste van alles is dat sy hulle elke keer soos 'n warm patat los. Vat vir Josef. Ek dink nie hy het haar ooit vergewe nie. Ek het Vrydag aan op hulle afgekom. My gelyk hulle baklei. Rarig. Jy weet hoe emosioneel is hy. Polisie. Ons gaan seker maar nog baie van hulle vandag sien. Seker eens met die vergrootglase. Gaan hulle ons vingerafdrukke vat? Seker maar. Waar bly Arnold, dink jy? Ek gaan hom bel. Die deur was oop geweest. So sy was in die hut. Sy het bekers en goed kom haal, ja. Gas is gedaan. Terloop sy het wag eens maar dis ja mooi is hè. Sy het self vuur gemaak. Hoe weet jy dit? Haar hande is vuil. Jy sê jy het 6 uur by die Land Rover staan en wag vir mekaar. Hoe ver is dit van die laap? So 20 trees ek sê. Nou, hoe is dit dan dat niemand haar gesien het nie? Ons het nie geweet sy kom koffie maak nie, so ons daar nie nou verwag nie. Wie was eers terug by die Land Rover? Ek weet nie, ek was die laaste een daar opgedaag. Jy sê jy het saam met Liebenberg gestap die dag. Wat Basie, ja. Nou, hoekom is julle uit mekaar uit? Hy het 'n hoofpyn gehad en het omgedraai. Aha. En wat maak jy toe? Toe loop ek verder. Niks gekry om te skiet nie. Ek het 2 keer geskiet, maar dit was elke keer mis. Swak skit. Ek hou nie eintlik van jag nie. Het elkeen sy eie geweer by hom gehad? Ja, almal behalwe ek en Dr. Delarey. Ons het by Jan gewere geleen. Hoeveel skote was daar geskiet die middag, wat jy kon hoor?
Ek het nie eintlik getel nie, man. Seker so 10 of 12. Hulle kom hier by mekaar. Hulle sien haar nie. Hulle ry huis toe. Wat gebeur toe hulle by die huis aan? Ons wil te weet waar Almin is. Dis toe al donker. Op sterk skema. Ons gaan soek toe op perd en toe hy nie op stal is, het ek en Jan gaan soek. Maar julle kyk nog steeds nie in die lapa. Die lapa word maar self gebruik. Net so af en toe as Jan en sy vriende hier vleis braai. Ah, en toe? Toe ons haar nie kry nie, het ons die perd se spoor gevolg. Aha. Wys my bietjie. Aan die kant. Teen 8 se kant het die vriende kom sê Rex is terug. Nou, wie's Rex? Amen se perd. Hy het die perd nie stal gekry met nog sy saal. Toe dink ons almal die perd het daar seker maar afgegooi. En toe is die mans weer weg. Wie almal? Almal. Willem, Jan, Basie, almal. Hulle het teen middernag weer teruggekom om te sien of sy nog nie terug is nie. Basie wou die polisie bel, maar Jan wou nie. Hy was seker die perd het daar afgegooi. En toe is hulle weer weg. Wat het julle gedoen? Ons het maar gesit en wag. Ek en Nina wou saamgaan, maar Jan wou nie. Nou ja, toe kry Willem haar vanmôre. Nog net so 5 minute. Dis nou by jou. Sy was my beste vriendin. Weet jy of sy verhoudings met mans gehad het? Nee, Hoe was haar verhouding met haar man? Nou sit mevrou. nie baie goed nie. Kom sê so. Wel, hulle was op die punt om te skei. Hoe seker is jy daarvan? Sy het myself gesê. Niemand het daarvan geweet, behalwe miskien 'n prokureur nie. Sy en Jan het dit stilgehou. En Jan wou skei nie, dit was sy. Sy kon dit nie meer uithou nie. Wat kon sy nie meer uit nie? Slaapkamerprobleme. Iets gekry? Niks om van te praat nie. Het iemand anders perd gekry gister? Hy lê aan my vrou. Hulle is terug voor Elmien weg is. Weet tot waar hulle gery het? Tot by die watergat. Hulle is bang ons sien hulle vir kudu's aan. Mense was seker daarvan. Ek is seker dis hy. Kyk, is interessant as jy so sê. Maar dit beteken vir ons niks as jy nie goeie redes kan gee nie. Wel, hy wou nie die polisie laat kom nie. Waar het jy gesien iemand se vrou raak weg? Jy soek heel nag na haar en jy laat net die polisie kom nie. Hy wou tyd wen. Nie nog redes. Hulle beklei Vrydag aand. So julle was Vrydag aand al hier. Ja, ons het Vrydagmiddag hier aangekom en die aand het ons partytjie gehou. En toe het hulle beklei vooraan. Nee, na die tyd in die kamer. Ons kamer is langs haar. Mense beklei seker soms. Nie so nie. Kon nie hoor waaroor hulle beklei het.
Ze het rondgeloop. Ek ken ook die kinderstories, maar die feite. Jan het my gevra om 'n privaat speler aan te stel. Ek kan die leer op kantoor as jy wil sien. Het waar kom dit neer? Sy het 'n verhouding met Josef die jaar gehad. Daar is dit. Hy was ernstig. Ek dink sy het sommer net gespeel. Toe los hy vir Josef en begin 'n verhouding met Arnold Galerie. Waarom was hy ernstig? Weet jy aan hierdie dinge? Nee. Hoekom sal ek hom seermaak? Hulle was in elk geval besig om te skei. Almal het maar net gekom oor Elmien. Almal was mal oor Elmien. Nie oor hom nie. Verskoon my. Ag, Piet, Is dan. my dinge hier. Niks buitengewoon sover nie, maar Maar wat? dit is snaaks 'n klomp mense. Ek dink nog altyd plattelandse Afrikaners is voorbeeldige mense. Ja, Piet, toe sê Shakespeare nou weer. There are more things on earth than in heaven, oh dear Horatio. Precies. Tussen hakies. Die dokter en de jager het met Elmien verhoudings gehad. Môre, Môre Jan. Wat jy dan? jy het maar al iets gekry. Niks snaaks sover nie. Want laatst nog nie opgedaag nie. Nog nie. Ek wil hê ons moet so lank 'n paar kikkies gaan vat. En ek wil gietsel sê van skoenspore. Fabi, ek dink jy kom saam met my. Seef, dankie dan. Gietsels van elke skoensool in hierdie huis. Die laatste een. Almal, Jan Adler se nog. Die vrouens zijn ook uit hier. Ek het gesê almal. En dis omtrent genoeg. Jy weet, hier's een interessante ding hier. Hier's jou wat spore, daar's joune, myne, hare. Daar's die Liebenbergse, hy was saam met my hier net, né? Maar daar die kant. Daar's omtrent net haar spore. En stewelspore. Presies. Dis nie myne, of joune, of Liebenbergse nie. Nou, die enigste ander mans wat hier was Willem Lotter vermoorde. Toe hy die lijk ontdek het. Jan Adler. Maak vir my gietsels van al die spore, behalwe ons twee. Maar merk daar een. Merk daar een vir my met 'n kruis. Reg? Ek het al die verklaringe behalwe Adler en die dokter se. Slaap Adler nog? Ja, En die dokter? ek's nog nie terug nie. Nou, Ek het die hospitaal gebel. Hy was nog glad nie daar nie. Daar's ook nie antwoord by sy huis nie. hou die fort. Ek is nou terug. En vind vir my uit wie was allemaal by die lijk voor ek vanoggend daar gekom het. 4:15 het mevrou die Jager op televisie gaan kyk. En toe is mevrou Adler weg jagkamp toe om koffie te maak. Nou, mevrou Delarey en mevrou Liebenberg het gaan perdry. Hulle is terug om en by 3:15. En teen daardie tyd sien hulle vir mevrou De Beer wat hier langs die swembad sit en boek lees. Nou 4:15 het mevrou De Beer aangekom om televisie te kyk. Toe was hulle almal saam tot die mans teruggekom het so om en by 6:30. Sou enigiemand wat nie saamstem nie? Wat enigiets wil byvoeg? Annie was 'n rukkie weg geweest terwyl ons televisie gekyk het. Is dit so, mevrou? Ja, dit is so. Jy het nie in die verklaring gesê nie. Ek het vergeet daarvan. Waar was jy, mevrou? Ek het gaan stort. Hoe lank was jy weg? Ek het nie eintlik gekyk nie, maar seker omtrent so 'n uur. Jy het 'n uur lank gestort. Kon korter gewees het, maar ek het hare ingedraai en sulke goed. Hoe laat was dit om te doen? Ek weet nie, ek was by die ander terug 5:30. Dan was jy langer as 'n uur weg. Jy's uit voor ek by julle kom sit en dit was 4:15. So jy kon 2 uur weg gewees het, mevrou. Nie so lank gevoel nie, maar ek weet ek begin hare indraai het
Was Elmien nog nie weg nie, want ek het haar na haar kamer gehoor. Nee, dit kan nie wees nie. Toe ek wakker word, het ek Elmien buite hoor praat en toe staan ek nog by die venster en kyk hoe sy wegren die pad en toe ek by my kamer uitkom, was sy nog besig om te stort. Wel, iemand moes in haar kamer gewees het, want terwyl ek haar ingedraai het ek iets oor omval of 'n laai wat vashak wat nie wil toe nie of so iets. So 'n stampgeluid of 'n omvalgeluid met ander woorde. Ja. Word dan. Ek kom my seker aan. Nee, ons het maar net almal gewonder wat vir jou geword het. Nee, ek is jammer ek het nie die kans gesien nie. Jy en Elmien Adler het 'n verhouding gehad. So dat. My vrou weet nie daarvan nie. Verander nie aan die feit. As dit in die hof uitlek, Maar sou tog. As jy ernstig was. jy verstaan nie, wat gaan dit my nou help? Voorheen het ek geweet ek gaan veilig seermaak. Maar ek het ook geweet ek gaan vir Elmien kry. Nou kan ek maar net verloor sal. Ek neem aan, is meneer Adler. Dis bly is wakker. Strydom is die naam. Ken jou. Sergeant Piet Strydom. Ek is die begin van die maand hier As geplaas. te brein. Ja, is nie. Ek hoop nie iets in die kamer geskuif nie, meneer Adler. Ons wil graag vingerafdrukke kom neem. Nee, ek het nie. Aan niks geraak nie. Kinderharing opgetel. Jy omgeleid. Ek sou nie reg opgetel het as hy reg opgestaan het, is nie. As jy die spore is, ja? Ek dink julle mors julle tyd, meneer. Nou Jan, Ja, Giep. jammer oor die verlies, ja. Giep, luister, die mense daar binne is almal gaste vir my. Is almal goeie vriende van my. Ek besef, maar die ding is... Niks se gemaar nie, man. Julle mors julle tyd, meneer, mors hulle tyd. Jan, dis routine, ons moet dit doen. Ja, sorg dat jy een van die plasse is, asseblief. Ag, Jan. Nou, wat sê die gietsers? Dis Lotterse. Ja, hy was daar. En dis Liebenberg se. Hy was ook daar, ja. En daardie een wat julle met die kruis gemerk het. Hierdie ene. Dis meneer die Jager se. Die jager. Die beeldhouer. Maar hy was nie daar nie. Nee. Volgens sy getuienis is hy nooit in die laapa nie.